Dis 'n baie moeilike ding om te sing, Here, U wees hoër as myne. Ons sing dit baie keer met ons koppe, maar as die lewe jou klap en jy lê op die grond, dan vra mens baie vrae. En hoe ouer ek word, hoe meer kom ek by mense, ek sê, ek weet nie wat vir jou te sê nie, maar al wat ek weet is, God is nie by jou, is by jou. Hy sê jou nie los nie. En ons gaan vanoggend 'n bietjie gesels oor die vraag, wat keer jou om die ware lewe te leef, om in Christus se volheid te leef? Want verlede week het ons gepraat oor, praat jy net oor Jesus en oor die ware wingerdstok, of leef jy uit verbintenis van hom, met hom? Maar vanoggend is, wat keer jou om daar te leef? En toe die lied gesing het, toe dink ek, is baie keer dalk daai ding van, omdat ek God nie verstaan nie, ek probeer met my kop uitklaar, dat ek nie regtig God vertrou nie. Maar Here, ons is vanoggend hier saam, om uit U woord te lees. Nie om 'n to-do-lysie af te merk nie, maar om regtig U woord te hoor, maar deur die stem van 'n gebroke mens. Want Here, ons het nodig om ons oë, ons gedagtes, ons wese op U te rig, dat ons kan besef en weet waaroor gaan dit, dat ons kan sterk staan as dit moeilik gaan, maar dat ons so kan lewe, dat Noustroom gemeenskap iets van God se liefde by ons kan ervaar, ten spyte van. Praat met ons, Here. Ek wil graag luister. Amen. Baie van ons leef met hierdie ding in jou. Ek moet beter, ek moet groter, ek moet vinniger, ek moet beïndruk. Dit is deel van ons wesenlike kultuur. Lank terug, of ja, rukkie terug in Rissenburg, een van my vriende, ons het so 'n gesprek gehad, en toe sê my, hy wil net 'n dubbelcab bakkie hê. 'n Rooi ene nogal was hy. En toe het hy ene, want hy wil graag deel wees van die manne. En toe het hy sy dubbelcab bakkie. Toe voel hy nog steeds nie deel van die manne nie. En as ek so hard probeer in my lewe om beter en sterker en al die dinge, dan iewers raak ek langs die pad, raak ek moeg. Ek raak geestelik moeg, ek raak emosioneel moeg, ek is sosiaal afgesonder. Of ek sonder my sosiaal af baie keer. En ek voel te skaam om te erken, ek koop nie meer lekker nie, want ek probeer so hard, maar ek raak moeg. Want ons dink baie keer dan in die kerk, dat God het 'n CV vir my nodig, om vir my lief te wees. Ek moet 'n lekker lang, stewige CV hê. Here, kyk, gemeenskap, kyk, wat het ek vir U gedoen? Dan sal God vir my lief wees. En hoe harder en hoe meer ek hierdie goed probeer en daarop fokus, hoe moeër raak ek. Is jy dalk een van daardie mense wat harder, beter, vinniger, sterker probeer wees? Maar as dit nie, jy daardie dinge wat jou so moeg maak, wat jou weghou van die ware lewe nie. Is daai drang om goed genoeg te wees en om sterk genoeg te wees, is dit nie juist dit wat jou die verste dryf van Christus af nie? Kom ons gaan kyk wat sê Galasiërs 2 vers 15 tot 21. Paulus skryf hierso, hy's in die tronk, hy skryf vir die Joodse Christene. En kyk na die letters wat rooi uit die woord vrygespreek. Ons is Jode van geboorte en nie sonders uit die heidene nie. En tog weet ons dat 'n mens nie van sonde vrygespreek word deur die wet van Moses te onderhou nie.
Nee, nou die Jode het geglo om die wet te onderhou. So nou sê Paulus vir hulle, nou, ons word nie vrygespreek nie, maar alleen in Jesus Christus te glo. Ons het die geloof in Christus Jesus tot in die geloof gekom, en dis hoe ons vry gespreek is. Deur in Christus te glo en nie deur die wet te onderhou nie. Want geen mens word vrygespreek, die derde keer wat hy dit sê, op grond van dat hy die wet onderhou nie. As uit ons soeke na vryspraak in Christus geblyk het, dat ons ook sonders is, beteken dit dat Christus in die diens van die sonde staan? Beslis nie. Maar as ek die bepalings van die wet wat nietig verklaar is weer laat geld, dan maak ek myself daarmee tot oortreder. Maar wat my betref, deur die wet is ek vir die wet dood, sodat ek vir God kan lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. En nou, nadat ek gekruisig is saam met Christus, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. En nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Ek verwerp nie die genade van God nie. As 'n mens vrygespreek word op grond van daarvan dat hy die wet onderhou, sou dit immers beteken het dat Christus verniet gesterwe het. Die eerste gedagte wat ek sommer 'n bietjie met jou oor wil gesels is om op te hou om jou identiteit op eie prestasies te bou. Want soos ek sê, hier skryf Paulus aan die Joodse Christene. Hy sê, luister, ons kom uit die Joodse volk uit, ons is as 'n Jood gebore, ons is deel van die Joodse kultuur. Ons is besny, ons het feeste gehou, ons is godsdienstige mense gewees. Maar dat geen godsdienstige prestasie, morele gedrag, gehoorsaamheid aan reëls en moets en moenies kan jou verhouding met God vestig of bevestig nie. Want om my identiteit in die wet te bou, op my doen en my gehoorsaamheid en die reëls na te volg, beteken, as ek net beter, as ek net harder kan werk, as ek net meer kan gee, as ek minder sonde kan doen, dan sal ek reg wees vir God. Maar die evangelie is ongelooflik duidelik. Die hele woord van God. My nuwe mens wees word nie bepaal dit wat ek vir God doen nie, maar wat Christus vir my in die kruis gedoen het. En daarom het by letters wat ek in rooi van vrygespreek, wat God, Paulus heeltyd sê, onthou, jy is vrygespreek, jou identiteit is gebou in wat Christus vir jou gedoen het. Laasweek het ons gepraat oor, praat jy nie daaroor, praat jy oor hierdie, of weet jy werklik wie is die Seun van God? Want om vrygespreek te word, beteken 3 goed. Die eerste is, dit het iets te doen met 'n totale verandering, 'n transformasie. Jy's 'n nuwe mens, daar's 'n nuwe identiteit aan jou. Dis anderste as wat dit was. Dit impliseer ook, bevestig ook die realiteit van nuwe verhoudinge. Ons kyk anders na mekaar, ek kyk anders na myself, ek kyk anders na die wêreld. Maar vanuit Christus leef daar iets anderste in my. En die derde ding wat dit ook impliseer, is gedragverandering. Ek kan mos nie net praat en daar gebeur niks nie.
My gedrag moet aanpas by dit wat ek sê. Vryspraak, die ander woord wat ons dalk van julle ander ouer mense meer sal ken, is regverdigheid. Om regverdig voor God te wees, beteken, daar's 'n nuwe verandering, 'n transformasie, ek is in 'n nuwe verhouding, my gedrag het aangepas. Ek is vry gespreek. En Paulus waarsku juis vir hierso oor hierdie ding van, pas op, moenie hierdie reëls en regulasies moenie pad stap nie. Want dit gaan nie jou by geestelike sukses, as ek daai woord kan gebruik, uitbring, of dat jy voel jy gaan voor God reg wees nie. As ek net elke dag Bybel lees, dan sal ek gered wees. As ek nie bid nie, gaan God my verwerp. God straf my seker nou vir die ding wat ek in my lewe verkeerd gedoen het. Dit gebeur as ek my nuwe identiteit in Christus op prestasies bou, wat ek vir die Here kan doen. Ons ken ons almal hierdie ding. Ek het 'n kleintjie dood aan voorgee en valsheid, hierdie fake. Nou kom jy by mense en dan is hulle so wonderlik en so pragtig en so opreg. Voor jou praat hulle mooi goeters, maar dan hoor jy agterna minder mooi goeters. Ons hou daarvan om ons buitekant mooi te lyk. Manne, julle sal met my kan assosieer met hierdie volgende ene. Dan staan jy daar vir 'n lekker familiefoto en dan maak jy mos nou so, dan trek jy jou maag in, want jy wil net tog wys, hierdie fietsrolletjies is nie so baie wat dit lyk nie. Ons doen dit almal. En ons dames staan mooi regop, kyk mooi dat die been so, ek weet nie, wat doen julle altyd nie, maar net om te wys, kyk na my buitekant, ek is toe nie so vet wat julle gesê het ek is nie, wat ook al jou motivering mag wees. Want ons is besig om ons identiteit te bou aan die buitekant. Dalk sal dit nodig wees om net bietjie te gaan sit en hierdie goed te gaan probeer herken in jou lewe, waar jy besig is om op 'n verkeerde manier jou identiteit uit te leef. Dalk is dit nodig dat jy net elke oggend sal opstaan en sê, ek is aanvaar deur Christus, ek is ten volle vry gespreek, ek hoef niks aan niemand vandag te bewys nie. Dalk het jy nodig om jou op te hou met ander gelowiges te vergelyk. God stel glad nie belang wie groei die vinnigste en wie is eerste nie. God stel belang in daai ene wat op hom vertrou. Wat sê Here, hier's ek. Ek wil graag wie ek is in U wees. Dan 'n tweede gedagte. Behalwe dat ek baie keer my identiteit op verkeerde maniere bou, my eie prestasies, dis meer ek nie. Ek is nie die hoofkarakter van die lewe nie. In die kerk hoef alles nie op my manier te gebeur nie. Paulus skryf hier, sê is hy van die kern van ons Christelike lewe. Ek is saam met Christus gekruisig. Dit beteken my ou self van lank terug, my waarde, my identiteit, my sekuriteit, my eie prestasies, het saam Jesus gesterf. Ek probeer nie meer uit my eie krag vir God leef nie. Maar ek laat toe dat die transformerende verandering wat die Gees in my hart plaasgevind het, my lewe beheer. Dis nie meer ek nie, maar Christus wat in my lewe, om te sterf in myself, my eie ambisies, my eie eer, my eie ego, my eie planne, is om toe te laat dat Christus in sy volheid deur die Heilige Gees in my leef.
Dis 'n keuse wat ek maak vir die lewe. Die ewige, ware lewe in die volheid van Christus. Om die Engelse woord te gebruik, ek submit al my goed. Alles sit ek voor God se voete neer. Die Here is nie meer ek nie, maar is U. Dis 'n lewe wanneer jy geliefde aan die dood moet afstaan. 'n Lewe wanneer jy jou werk verloor. Wanneer jy die dood in die gesig staar as gevolg van 'n siekte. Dis daardie lewe waar jy nog steeds kan sê, ten spyte van, is dit nie meer ek nie, maar Christus. En Christus wil my nie stuur in 'n rigting van reëls en regulasies en goed nie, maar hy wil my stuur in 'n rigting van 'n lewende verhouding met hom. 'n geesvervulde lewe, 'n nuwe lewe, 'n ware lewe met 'n nuwe kragbron. Dink gou 'n bietjie aan 'n stuk klei, aan 'n beeldhouer of 'n pottebakker wat 'n ding vat. Hy sê die klei dan neer, maak op 'n draaiwiel en stuk klei. Tot hy pottebakker begin om hy klei te vorm of hy beeldhou werk. En hierdie ding begin lewe. Want die maker het hierdie stuk klei iets gemaak wat 'n behoort te wees. Maar die vraag is, wat keer jou? As ek saam met Christus gesterf het, is my ou identiteit weg. Want ons Christelike identiteit volgens die woord van God bots met ons westerse Afrikaanse wêreld se beeld. En dis ook ons baie keer so sukkel om oor te gee, want die wêreld sê maak voorsiening van die einde, sorg vir jou familie, wees sterk, hou aan, moenie moed verloor nie. Wees die beste, klim die corporate ladder. Christus leef in my, 'n nuwe verhouding. En wanneer jy hierdie waarheid aanvaar, bring dit rustigheid, dit bring bevryding van prestasiedruk, dit bring 'n lewende, betekenisvolle verhouding met God. Vreugde wat nie deur omstandighede verander word nie. Maar die vraag is, wat keer jou om by daardie lewe uit te kom? Om oor te gee, sê, Here, hier is ek. En kom ons sien nou maar eerlik vir mekaar, die feit dat ons vanoggend hier is, behoort 'n bydraende faktor te wees om met die help op die Here te fokus. Dis nie 'n outomatiese waarborg nie, dis 'n keuse wat ons elkeen moet maak. Ons sing so maklik daai bekende liedjie van, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Ons sing dit verskriklik maklik. Maar wat keer jou om daar uit te kom? Dankie Alta. So ek wil die vraag vir jou vra. In watter areas van jou lewe behoort nog nie aan die Here nie? Is dit dalk sonde in jou lewe? Sonde wat keer dat jy die volheid van die Here kan ervaar. Sonde wat hy oortreding van hy doelbewuste reëling van wet van God is. Ek weet dit is verkeerd, maar ek doen dit nog steeds. Sonde beroof jou van 'n geesvervulde lewe, die ware lewe. Is dit dalk sonde wat jou weghou? Of is dit dalk selfsugtige ambisies? En
En jy gooi baie keer net so 'n Christelike sousie oor, dat dit net mooi moet klink, en jy vertel vir almal wat is jou passie, en wat wil jy doen vir die Here. Maar dit gaan meer oor jou eie eer, en jou eie ek, as oor die saak. Want die duiwel kan so vinnig by ons harte inkruip, met selfsugtige ambisies, wat ons mooi met die Bybel regverdig. Is dit dalk selfsugtige ambisies wat jou weghou van die Here af, om in sy volheid te lewe? Is dit dalk omdat jy vashou aan tradisies en goed wat vir jou bekend is van die verlede, en omdat die wêreld so verander en alles is die mekaar, is die kerk die enigste plek wat nog vir jou sekuriteit is? Tradisies is nie noodwendig verkeerd nie, maar jy is so vas daaraan dat God se gees nie vandag in jou hart kan werk nie. Daarmee saam is dit dalk vrese in jou lewe wat keer. Vrese oor goed wat gebeur het in die verlede. Jy is bang dit gebeur weer. Vrees oor die toekoms van Suid-Afrika. Vrees om dalk alles vir die Here te gee, want jy weet, hy gaan iets van jou verwag, wat jy nie voor kan sien nie. Is dit dalk ander goed van jou verlede, die slegte goeders, die einas, die seer van jou verlede, wat jy aan vashou, daai grudge wat jy het, wat ongemaklik is, wat jy swaar dra, vir jare al. Maar ten minste weet jy, jy is in beheer daarvan. As jy laat los, dan weet jy wat gaan gebeur nie. Ek dink ek het al voorheen vertel van 'n tannie in Rustenburg, wat op 50-jarige ouderdom die eerste keer in haar lewe vir mense vertel het, haar man en haar kinders, dat sy verkragt is deur die tuinier toe sy dogtertjie was. En hierdie tannie het op die einde op 72 selfmoord gepleeg. So wat is daai goed waarin jy vashou, wat nie so lekker is nie? Manne, kom ons kyk mekaar gou in die oë. Watter pyn dra jy saam? Probeer jy heeltyd goed wees en aanvaarding soek, moet jy nooit by jou pa aanvaarding gekry het nie. Wat probeer jy vir almal wys en sê, kyk net, ek is okay. Miskien is jou pa al dood, miskien lewe hy nog. Maar baie keer sukkel ons met hierdie ding van, ek is nie goed genoeg nie, want ek was nooit goed genoeg vir pa, of dalk vir ma nie. En nou voel ek my, ek is nie goed genoeg vir God nie. En as jy op hierdie pad is, om aanvaarding te soek, moet jy voel, jy het nooit aanvaarding van jou pa gekry nie, jou aardse pa, gaan jy nooit die man, of die pa van God kan wees, wat God jou bedoel het nie. My vriend, as jy op hierdie pad is, kom praat met my. Jou vrou en mense naby jou hoef nie te weet nie. Maar kom gesels. Ek wag vir jou. Wat keer jou om in die volheid van Christus te lewe?
En dit is nie lekker vrae nie, ons wil nie daaroor praat nie, want dit maak my ongemaklik, maar as ek deur die vrae wat ek bietjie oor, en daar's ander goed ook, en iewerste het jy bietjie begin ongemaklik voel, of jou hart het bietjie so begin vinniger klop, of jy het sommer vir jouself gesê, hoe durf hierdie dominee hierdie vraag vra, dit het niks met hom uit te waai nie. Dis dan dalk juist die plek, waar die Heilige Gees sy vinger op jou hart wil kom druk, en kom sê, my kind, hierdie area in jou lewe, het jy nog nie vir my gegee nie. En soms is dit dalk nodig, om met iemand te gaan praat. Soms is die Here, ek is jammer. Soms, let go, en let God. Is dit nodig om te vergewe? Want die dag, as jy kan loskom van hierdie pyn, en hierdie goed wat jy vashou, jy kan mense vergewe, dan begin jy in oorwinning lewe. Wat is daar iets anders in jou lewe wat jou keer? Dan sien ons kan nie elke Sondag kom en huis toe gaan, maar ons lewens verander nie. Dan mis ons die doel en die fokus van die woord van God, van kerk wees. Wat keer jou om die ware lewe in Christus te lewe? En terwyl die musiek so speel, wil ek vir jou kans gee om net rustig met die Here daaroor te praat. Wees met hom eerlik. Jy gaan dit nie met niemand deel nie. Jy gaan jou hand opsteek nie, jy gaan nie vorentoe kom nie. Wat 'n area van hierdie vrae wat ek gevra het of ander vrae, voel hierdie ding hier binnekant wat roer, wat nie lekker is nie. Praat met die Here daaroor. Wees verslag net eerlik met jouself oor hierdie goed. Amen. Daar sal nog geleentheid wees dat jy die Here, ek kom af ons so lank regmaak met die liedjie altaar, die volgende liedjie. Geleentheid wees om die Here te eer met jou dankoffer. Sê Here, ook my finansies gee ek vir U. Dan kom ons luister na die mooi lied van Jou Niemand. Ek sal nie bang wees nie. Dankie. Hy wat in die skadu van die Allerhoogste sit, in die geheime plek, sal vir God kan sê, U is my bergvesting, my toevlug, op wie ek vertrou. Want U sal my kom haal by die diepste donker plekke waar ek omring word deur die doodsgevaar. Ja, U vlerke van my toe onder die troue vleuels vind ek my
my skuiling. Die vure is my skuld, my bevryding. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie of alle 1000 aan my sy of 10,000 hier langs my. Ek weg in die hoogtes by die hoogste, alles veilig in die hand, buite die bereik van die vyand en sy magte, omring deur engele aan elke kant. Wat verskeer vergiftig, ek begrys elke aanval wat op my gerig gesien. Ek sal nie bang wees nie vir die onheil in die nag of verwoesting in die dag. Ek sal nie bang wees nie alle 1000 aan my sy of 10,000 hier langs my. Ek sal nie bang wees nie. Die sal my red omdat die weet hoeveel ek lief het, omdat ek alles op die sal in my veilig in die hoogtes en wanneer ek weer die pad verloor sal. Baie besondere lied. Hannes wil gou 'n bietjie ietsie met ons deel oor volgende week se biddag vir al die nooddienste en hulpdienste, beskermingsdienste. Dankie Hannes. Okay. Goeiemôre gemeente, my naam is Hannes Stoffberg. Volgende Sondag, die 16de November, met die oggenddiens 9uur, is dit die jaarlikse biddag vir beskermingsdienste. En daar's nie 'n spesifieke program nie, maar almal wat op 'n manier by beskerming betrokke is, word hiermee uitgenooi om volgende Sondag die erediens by te woon. Dit sluit dienende polisielede, dienende weermaglede, lede van nooddienste, verkeersdienste en dan ook al die militêre veterane